ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 432. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou u belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of miskien die pakket wat ek het op die Afrikaans, op die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, die een wat in geen boekwinkels in die wêreld te koop is nie. Nie eers Amazon het hulle nie, niemand nie. Ek het 'n klompie, sou u belangstel. Jy kry 2 Bybels vir die prys van 1, posgeld ingesluit in Suid-Afrika. En ek het nie die prys opgeskuif nie, en die prys is presies waar hy was tot so 2-3 jaar gelede. Sou jy belangstel, kan jy my kontak terwyl daar voorraad is. Nommer is 0722-367-124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, is altyd verskriklik welkom. Gaan na deel 1 toe, begin reg voor, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik dat u as 'n nuwe kyker inteken op die YouTube kanaal, ons praat in Engels van subscribe, sodat u al die verskillende kennisgewings van ons studies kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe, né? Hierdie reeks is lewensveranderend. Maak seker dat jy 33 Afrikaanse Bybel, pen en skryfblok byderhand het, sodat u kan notas maak. Kom ons bid saam. Wat 'n voorreg vanmôre, Vader, om in die teenwoordigheid te mag kom, soos u woord sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. En vanmôre is ons as Jaffiste so bevoorreg, nie net om die Seun se naam te ken nie, maar ook u naam, Vader, en ook die Ruach HaKodesh te kan ken. Dankie dat ons nie in twyfeling sit nie, en dat ons nie in duisternis verkeer nie. Dankie dat ons in die bonatuurlike geopenbaarde lig mag wandel en leef. Laat ons uitskyn in 'n wêreld wat soekend is, Vader, en wat vasgevang is in godsdienstige tradisies en oorleweringe. Laat dit wat ons uitskyn in die wêreld ander mense trek en nuuskierig maak. Gebruik ons van vanoggend en in hierdie dag, Vader, elkeen as 'n werkbare instrument in die hand van Jaffa, sodat ons die evangelie van die ewige lewe kan verkondig, en sodoende die saad van die lewe kan saai. Ons bid dit vanmôre in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa, en elke Jaffis sê halleluja, halleluja, halleluja. Wat 'n voorreg. Baie welkom by die ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se sessie vir u 'n wonderlike geleentheid gaan wees. Ons is besig met Spreuke hoofstuk 23. Ek wil weer sê, kyk na die beeldspraak. Anders gaan hierdie skrifgedeelte vir u geen betekenis hê nie. Dis belangrik. Ek is so bly dat Jaffa het ons as Jaffiste geleer om tussen die lyne te lees. Ding wat pas Pa Nick my geleer het van ek 13 jaar oud was. Hy het gesê, seun, jy moet tussen die lyne kan lees. Die pastore en die predikante weet nie wat dit is om tussen die lyne te lees nie. Hy sê in vers 7, Spreuke 23 vers 7, halleluja, hier's 'n verskriklike diep woord vanmôre, want soos hy, en ek wil sê sy ook, dis nie net vir die mans nie, onthou koning Salomo was onder die 613 wette van Moses, en hy het ook geskrywe in terme van die mans. Besnydenis was van die mans, alles was van die mans, niks was vir die vrouens nie. Daarom is ek so bly vir die Nuwe Testament wat sê, dat ons is een,
Wanneer ons onderdompel is in die naam van Jahvashua tot vergifnis van ons sonde, daar is nie vryman of slaaf nie, man of vrou nie, Jood of Griek nie, maar ons is almal een en volgens die belofte van Vader Abraham, het ons erfgename geword. Galasië 3:26-29, want soos hy of sy in sy siel, ek wil sê in hul siel, of gedagtes bereken, so is hy of sy. Waarom vind ons dit vandag in 2026 nie snaaks nie? Wat sê die woord? Want soos hy of sy in hul siel of gedagtes, want my siel is nie my hart nie, sielsdimensie bereken, so is hy of sy. Met ander woorde, ek is wat ek dink. Iemand het een keer gesê, jy is wat jy eet. Jy is wat jy eet. En ongelukkig, ek ook, ek het 'n manier om baie, net so vinnig gewig op te tel, as ek net verkeerd eet. Verstaan jy wat ek sê? So, ek is wat ek eet, maar so is ek en u ook, wat ons dink. En daarom moet hierdie sielsdimensie geokkupeer wees, dit moet beset wees, deur die Ruach HaKodesh. Dit moet benat wees, deur die genadebloed van Jahvashua. Dan sal die woord sê, dan sal my gedagtes lewe voortbring. Want hy of sy is in sy siel of gedagtes bereken, so is hy of sy. Waarom vind ons dit vandag in 2006 nie snaaks nie? Want dit is waar alle sonde sy oorsprong het. Waar? In die mense se gedagtes, die slegte planne, die moord, die doodslag. Hier. Want die Bybel sê mos, en ek het nou al 1000 keer gesê, dat ons worstelstryd is nie, jy kan nou maar aangaan, teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die bose magte in die lig. Nie daar bo tussen die wolke nie. Hierso. Hier is waar die dinge gebeur. En van die oomblik dat Jaffa in Adam geblaas het, het hy ewig lewende siel gekry. Daai Genesis 1 mense, Genesis 1 vers 23-26 mense, wat gespreek was, soos die diere, alhoewel hy sê, kom laat ons mense maak, maar hy het hulle gespreek. Hy het nie met modder gemaak of met sand nie, hy het hulle gespreek. Man en vrou het hulle gemaak en vir hulle gesê, en hy het hulle geseën en gesê, vermenigvuldig en vul die aarde. En wat doen die kerke? Hulle leer die mense, dis Adam en Eva, as jy Adam en Eva nie, shame. As jou pastoor of jou dominee dit vir jou sê, dan moet jy vir hom sê, hy kan nie eens lees nie, want in Genesis 2 vers 7, sê hy uit Adam gevorm, uit die stof van die aarde. En toe doen wat hy wat? Toe wat doen hy? Toe blaas hy in sy neus die ewig lewende asem, en hy het 'n ewig lewende siel geword. En dis wat bly lewe, hierdie kognitiewe denkwyse van my, kan nooit sterwe nie. En dit is waar die sonde sy oorsprong het, in ons gedagtes. Daarom is dit so belangrik dat ons daagliks aan Jahvashua uitverkoop moet word. Ek moet my elke dag uitverkoop. Ek en u, en ek het dit nou ook al gesê, ons moet elke dag voorraadsopnames maak. As ons nie voorraadopnames maak in ons geestelike lewens nie, dis wanneer sonde skielik nie meer sonde is nie. Ons as bruid van Jahvashua moet in hierdie dag in totaliteit na heiligmaking streef. Na totale heiligmaking. Want die woord sê, streef heiligmaking na waar sonder niemand die koninkryk van Jahva sal sien nie. Jy kan nie daar ingaan as daar sonde in jou lewe is nie. Jy kan nie. Die Bybel sê daar kan nie sonde ingaan nie. En ek het dit al 1000 keer gesê. Die woord sê wees heilig want ek is heilig. Ons kan nooit
te nougeset wandel nie. Ons kan maklik te los staan, maar ons kan nooit te nougeset wandel en lewe in die roeg nie. Nou sê die woord hierso, want soos hy of sy in sy siel bereken, soos hy of siel. Eet en drink, sê hy. Wel sê hulle, eet en drink, sê hy. Sy en hy wie ongered is vir jou. Hulle sê vir jou, moenie bekommerd wees nie. Jy kan lewe net soos wat jy is. Sonde vandag is nie meer sonde nie. Dis 'n God van genade, sê hulle. Regtig? Maar die Bybel sê dan, hy gaan die wêreld oordeel. Openbaring 20 vers 11, by die wit troon oordeel. Nou as hy nie omgee nie, hoekom is daar 'n wit troon oordeel? Hy sê die dood en die doodryk gaan in die poel van vuur gegooi word. Die antichrist, die vals profeet en die Satan. Hy sê so. Nou as hy 'n God van liefde is, waaroor sal hy hulle te nakom? Jy sien die ouens wil soos 'n koeksuster, die woord verdraai en hulle maak hom lekker soet klink om by hulle dogmatiek aan te pas. Ons as bruid van Jahweh het nodig om in totaliteit toegewyd te leef. Onsself te ondersoek of self toe te laat om geondersoek te word deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Hy sê eet en drink, sê hy, wie ongered is. Hulle sê vir jou, jy kan eet en drink, jy het nie nodig om in heiligmaking te lewe nie. Jy het nie nodig om nougeset te lewe nie. Kyk in ons kerk hoe lyk dit, sê hulle vir jou. So 'n bietjie kuier hierso en Vrydag aande 'n bietjie brandewyn en coke en hotdog en dan skielik hou die kerk 'n wynfees, 'n wyn en kaasfees en die stripshow is na dit. En hulle is nie skaam om te sê, kom spandeer jou geld by die wynfees in die kerk en dan het hulle wynverkoping in die kerk. Wat nou een in die Kaap weer gehad. Die Bybel sê dat die afval begin in die kerke. Hy het dit gesê. En wanneer ons om ons kyk as Jahwiste en deel van die bruid van Jahweh, omdat ons nougeset lewe, is ons soveel meer oplettend en opmerksaam vir sonde en ongeregtigheid. En ons sien die goed om ons gebeur. En daarom sê apostel Paulus, ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Hoekom? Want ons akkommodeer die Ruach HaKodesh. En die Ruach HaKodesh bly nie in 'n varkhok nie. Het jy gehoor wat ek sê? Jy moet in heiligmaking lewe om hom te akkommodeer. En wanneer ons hom akkommodeer, dan leer en lei hy ons in alle reg en in waarheid. En hy oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. Wat doen hy? Hy bring ons in 'n nouer verhouding met Vader Jahweh. Deur die genadebloed van Jahweh, halleluja. Maar hy sê, maar sy of hulle sê, maar hy of sy sê, wie ongeregtig is vir jou, as hy Jahweh is, maar sy of haar hart of gedagtes is nie met jou nie. Die Satan is heeldag besig om planne te beraam, om ons as Jahwiste tot 'n val te bring. Met ander woorde, hy stel lokvalle. Hy stel lokvalle op verskillende maniere in ons lewenspad, in ons lewenswandel, in ons heiligmakingsstrewe. Hy probeer dit. Jy moet weet, hy het al meer as 2000 jaar se tyd wat hy besig is van dat Jahweh die aarde bewandel het. Is hy doenig om te kyk of hy die bruid van Jahweh, sy Jahwiste, sy Jahwiste tot 'n val te kan bring. Hy het nie 'n saak met die kerke nie, waar daar nie 'n standaard van heiligmaking is. Hy het nie 'n saak met dit nie.
Satan het nie 'n saak met iemand wat in sonde lewe nie. Hoekom? Hy het hulle in die holte van sy hand. Maar sy fokus is op elkeen van ons gestel. En daarom vind ek dat daar soveel krankheid onder ons as Javiste is. Daar's kankers, daar's verskillende mense wat kankers het. Daar's verskillende mense wat verskillende ander siektes het. Wat deur ander stryd gaan, probleme, 'n moeilikheid. Plaasboere, back and close, en dit is als tekens van die tyd wat die Satan gebruik om u en my af te bring op 'n godsdienstige vlak. Want as ons net kan afbring op 'n godsdienstige vlak. Hy sal vir jou sê, jy het nie nodig om terug te gaan na die Baalname en al die, jy moet net bietjie verslap in die heiligmaking. Jy moet net bietjie verslap in jou nougesette lewenswandel met Jahweh. Want vandag laat jy een ding toe, môre laat jy 'n tweede ding toe, oormôre 'n derde ding. As jy jou gekry het, dan het hy jou ingesluk. So, wat sê die woord vir ons? Die Satan is heeldag besig om planne te beraam, om ons as Javiste tot 'n val te bring, want dit is sy missie, dit is sy missie. Als wat hy in die hemel verloor het na hy uitgewerp is, wil hy teen elke een en iemand wat in heiligmaking wil lewe, hy is daar om hulle te verongeluk. Daarom eis die bonatuurlike geopenbaarde wees, totale toewyding van elkeen van ons. Halleluja. Dit is 'n fantastiese diep woord vanmôre, waar Jahweh vir ons wil sê, nader tot my en ek nader tot julle. Kom daai bietjie, kom daai ekstra tree. Hy sal kom en ons optel. Tot môreoggend as Vader Jahweh lewe en gesondheid spaar. Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.